Goeiemôre Radio Fynbos luisteraars. Vanoggend wil ek jou bemoedig met hierdie woorde: leef met 'n verwagting. Sien uit om te kan sien wat God se plan gaan wees met hierdie dag. In die plan wat Abba Vader vir jou in gedagte het, waar Jesus jou wil oprig om in die krag van die Heilige Gees te beweeg, om werklik te verstaan hoe groot ons autoriteit is in 'n tyd soos die, om te kan ingaan deur die voorhangsel en daar toe te laat dat goed uitgewis word binne God se teenwoordigheid, om dan terug te kom uit sy teenwoordigheid en te kan doen wat hom verheerlik, sodat die hele aarde gevul kan word met die kennis van die soom van sy heerlikheid. Jesaja 30 vers 18. En daarom sal die Here met ongeduld daarop wag om jou genadig te wees, en daarom sal hy hom verhef om hom oor jou te ontferm, want die Here is die God van die gerig. Welgeluksalig is almal wat op hom wag. God wag op 'n kans vir ons om te wys hoe goed hy is. Hy is reg om elke oomblik in te gryp, want hy kry ons jammer, en hy wil sy reg laat geskied, want dit gaan goed met elkeen wat op hom vertrou. God is gereed om reg te laat geskied, en dan vir ons te vul met geloof vir die bonatuurlike. As negativiteit soos 'n donker wolk oor ons kom hang, moet ons opstaan en daardie verdrukking wat oor ons kom, wegjaag. Ons moet die gees daarachter van swaarmoedigheid bestraf, want hierdie goed is nie van die Here nie. Ons stryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen bose magte wat vlees wel teen ons gebruik. Sit 'n wag voor jou mond, voordat jy soveel negativiteit spreek, as wat daardie donker wolk oor jou is. 1 Petrus 3:10. Wie die lewe wil lief hê en goeie dae wil sien, moet sy tong bewaar vir wat verkeerd is, sy lippe, dat hulle geen bedrog spreek nie. As jy die lewe wil lief hê, moet jy dit 'n wilsbesluit maak, en dan sal jy goeie dae sien. Moenie verkeerde dinge praat nie, die woord sê, moenie lieg nie. Met ander woorde, moenie dat die vader van die leuen vir jou leuns fluister, en jy saam daardie leuns glo, en eintlik 'n leuen oor jou lewe begin spreek nie. 'n Lang, gelukkige lewe gaan gepaard met geloof, om positief te wees, om gelukkig te wees hier binne in jou, die lewende water hier binne in jou te hê, wat ontspring en opspring, wanneer jy dit nodig het. Ja, ons kan vanoggend na hom toe gaan, soos die Samaritaanse vrou, in die uur van ware aanbidding, want God soek hulle wie hom aanbid, in gees en in waarheid. Wat beteken dit om in gees en waarheid te aanbid? Om regtig alles met God te praat, wat in jou aangaan, maar die waarheid te bid, wat sy woord sê, oor jou situasie, dat dit in jou gees kan ingaan, en vanuit jou gees uit, soos lewende water deur jou siel vloei, en deur jou siel vloei, met daardie lewende water van Heilige Gees, tot in jou vlees, dat jy daar die ervaring sal hê, om te kan sê, soos ons baie keer sê, toe ek gebid het, het hy my aangeraak. Jesus, baie dankie vir u bloed ook vanoggend, dat dit nuut is, dat dit vars is. Dankie vir elke seëninge, waarmee u ons wil seën. Here, dankie, dat u vir ons vandag hierdie woorde mee wil los, soos in die hemel, so ook op die aarde. Dankie dat u nie net ver van ons af is, iewers in die hemel nie, maar dat u ook binnekant in ons is, en ons in u kan wees, en u woord in ons. Daarom, Here, kan ons vra vanoggend, dat u ons asseblief sal genees, in ons emosies, ons krag, ons verstand, en ons liggaam. Dankie, Jesus, dat ek met 'n verwagting kan instap, Here, om soos daardie 10 melaatses, die een te kan wees, om te draai en te kan sê, dankie Jesus, aan u liefde, en u goedheid, en u grootheid,
is daar geen einde nie. Amen.